Baie welkom by die 8ste episode van die Woordwys podcast en ons twee is finally weer saam. Hallo Johan, hoe gaan dit? Goed met jou, Nee, Aubrey. hier hoorie, ek het so lank uitgesien na hierdie, dis omtrent wat? Jy het gesê 4 weke terug? Ja, het was 4 weke terug. Joh, nee, dit was 'n dis 'n lang tyd gewees, maar ons twee is weer uiteindelik by mekaar en ons het besluit op 'n juicy topic vandag, 'n moeilike topic ook, maar ons sien baie uit daarna 'n bietjie in te duik daarin en ja, Johan, wil jy ons inlei in die gesprek in of het jy iets Ek wat jy kan wil net sê, sê? ek kan nie los om te wonder waar ons praat nie. Kyk, jy het seker die title gelees, maar ons praat van oor verhoudings. En ons is nou actually in Kandelaar besig met 'n reeks oor verhoudings en toe besluit ons en jy weet wat 'n goeie geleentheid is hierdie nou nie. Yes. Ja, so ek het ook soos julle weet, ek was op 'n stapding gewees en ag jy hoor maar nou terwyl jy stap, jy hoor maar stories en dingetjies en goed. En dis een ding wat ek agtergekom het is ons leef tog in 'n generasie wat regtig die mekaar is as dit kom by verhoudings. Ek dink ons het baie invloede van die wêreld en van mense van buite af wat ons baie keer wegdraai van wat die woord sê en wat die Here sê van verhoudings. En dit is half simpel van ons want die Here het tog verhoudings geskep. So hoekom wil ons by enige ander plek gaan leer as ons net by die woord kan gaan leer? So toe ek nou geluister het aan die mense en goeie, dit het 'n hele klompie punte opgebring by my en toe sê ek vir Johan, nee, dit is eintlik gepas dat hulle nou begin met 'n reeksie oor want dit is iets wat ek gedink het om aan te raak. So nee, ons sien vreeslik uit daarna 'n bietjie te gesels met julle daaroor. Ek dink ons gaan so 'n klein bietjie plagiaat by Sanri pleeg, want ek dink ons gaan sommer begin by waar die reeks begin het van single wees. Want die een ding ek en Aubrey het nou so vinnig iets 'n bietjie gesprek ook gehad nou voor ons hier begin het, maar dis ook een van die goed waarop sy geraak het is as jy nie okay op jou eie is nie, gaan jy nie okay op 'n verhouding wees nie. En ek wil eintlik vir jou gedagtes daaroor hoor, Aubrey, vertel vir ons. So ek dink een ding wat ek agtergekom het van baie mense se uitkyk op verhoudings, ek dink is ook as jy kyk na hoe daar in movies en in podcasts en in boeke oor verhoudings gepraat word, is dat daai persoon wie jy saam mee gaan wees, of dit nou die ouetjie of die meisie of wat ook al is, hulle is veronderstel om jou beter helfte te wees. Hulle is veronderstel om jou of jou ander helfte te wees. Hulle is veronderstel om jou heel te maak, jou te volmaak en jou doel en purpose in die lewe te gee. En ek wil dink net daaraan, ek dink aan soveel movies en goeders wat ek dink nou ek het nou onlangs 'n movie gekyk, ek kan nie die naam onthou nie, maar hoe hierdie hele karakter se doel in sy lewe was hierdie meisie in sy lewe gewees. En toe die meisie hom nou uiteindelik los, toe is dit trane daal en dis einde van die wêreld en allerlei sulke goeters en dit is die voorbeeld vir ons gestel word en ek dink is ook die voorbeeld wat van kleins af by ons miskien ingeoefen word is dat jy het 'n meisie nodig of jy het 'n kerel nodig om werklik 'n sukses te maak uit die lewe uit of om werklik volmaak te wees. En dit is iets wat my baie pla want okay, ek gaan lieg as ek sê ek het nie so gedink in die verlede nie. Dit was toe ek nog lekker naïef en lekker simpel was en prys die Here dat hy my gewys het dat ek was simpel en ek was naïef geweest. Maar om te verwag dat 'n mens daai gat moet vervul wat God spesifiek in jou hart gesit het, soos ek laasweek in ons episode oor daaglikse brood gepraat het, om te verwag dat 'n mens daai gat in jou moet vervul. Dis unfair teenoor die mens eerstens met wie in verhouding wil tree en tweedens dis simpel want jy gaan nie vervul word en jy gaan bitter vinnig begin agterkom hoor hierdie persoon is nie perfek nie. Hierdie persoon het sy flaws. Hulle is nie die volmaakte liefde wat die Here vir ons gewys het aan die kruis byvoorbeeld nie. So dit is al waar my gedagtes heen gegaan het in die sens dat jy moenie jou volmaaktheid probeer vind in verhoudings nie. En ek en Johan wil bietjie daar gesels dink ek vandag. Yes, ek dink die een ding waarop jy geraak het is oor die hele movies en iets is kyk, die filmindustrie is strydvol, dit is 'n besigheid, wil soveel as moontlik geld maak. En as jy gaan 'n movie vir ding maak oor verhoudings wat moeilik is en is moeilik om die gang te hou en die mense moet effort insit, dit gaan nie verkoop nie. Wat verkoop is die passie, die excitement, daai excitement. So dit is 'n ding eintlik mense nou dit skep 'n verwagting dat wanneer jy na verhouding toe gaan dat dit net hierdie instant happiness gaan wees en net jy sê die vervulling, maar
eintlik daai passie en daai excitement. Nou dit is baie keer daar, maar die probleem is dit is nie 24/7 elke dag altyd daar nie. So nou is die probleem wanneer jy nou 'n bietjie deur hoogs en laag gaan saam en dit is byvoorbeeld in 'n laag is byvoorbeeld nie daar nie, dan wat? Is dit daai goed is nie konstant nie, maar liefde is. Yes. So die een ding wat jy ook aan geraak het is as mens nou kyk na die hele vervulling ding soek, dis iets wat jy met self kry. En soos jy vind dit in God. En dis baie net is iemand anders kan jou in 'n oomblik gelukkig maak, maar hulle kan nie ware geluk gee nie. Yes. Dit kry van God af. En dis een ding om as jy nie okay gaan wees om regtig eintlik alleen te wees nie, is jy nie okay vir 'n verhouding nie. Yes. Want wanneer jy eers okay is op jou eie, haal jy soveel druk van 'n ander persoon af, as jy sê om jou gelukkig te maak te vervul. Want dis nie dit voel vir my 'n beter dinamika is jy sorg vir jouself in die verhouding, en dan met wat jy oor het, gee jy vir die ander persoon. In plaas daarvan dat dit wat jy nodig het, gee die ander persoon vir jou. Want dit werk nie altyd nie. Dis jou verantwoordelikheid dat jy okay op jou eie is. En dan met wat jy oor het en as jy met wat jy oor het en miskien nog so 'n bietjie by jou kan uitsqueeze of vir die ander persoon te gee, good. Maar as jy gaan verwag dat die ander persoon dit al jou tekortkominge terme van jou geluk moet vervul. Sure, hulle kan dit doen vir die eerste rukkie miskien. Maar dan wanneer hulle deur 'n tawwe tyd gaan en hulle na hulle self moet begin kyk en jy eintlik veronderstel is om by hulle in te tree, is jou verwagting steeds jy hoekom tree jy nie by my in nie en dan doen my soveel skade eintlik aan 'n ander persoon. Yes. Ja. Ja, daai sluit baie mooi aan vir vervulling en ek dink wat ons vandag bietjie nou gaan kyk is ons gaan bietjie die eerste deel kyk meer na singleness en ek wil nie sê hoe jy jouself voorberei vir 'n verhouding nie, maar om jouself hierdie klink nogals woes, maar om jouself te analiseer en vir jouself te dink, hoorie, is ek reg vir 'n verhouding? Is ek in 'n posisie waar ek die opdragte wat die Here vir ons gee van hoe om in 'n verhouding op te tree, is ek reg om daai verantwoordelikheid aan te neem? Is ek reg om daai keuse elke dag te maak? Is ek in 'n posisie waar ek, soos jy sê, happy is met myself en gemaklik is met myself, wat ek nie hierdie laste van wie jy nie weet wie jy self is in 'n verhouding dra nie, want soos jy sê, as jy nie jouself ken buite die verhouding nie, of as jy nie jou purpose in die Here vind buite die verhouding, gaan jy nie purpose vind binne die verhouding nie. Ja. So, Johan, ek weet nie of jy iets het om by te las daarson nie. Ja, ek moet sê ek wil nogal daarby bylas. Die een ding wat jy nou gesê het van die selfanalise, ek dink daai is 'n ongelooflike kritiese ding en dit daai baie aan by ons was die eerste episode wat ons oor gebed gepraat het. Was dit man van God of man van gebed? Ja, dit is daai een. Maar dit sluit baie daarbey aan, want selfanalise is maar dis wat jy saam met God wil doen. Dis wat jy met God worstel in gebed en sê, okay, waar val ek tekort aan die glorie van Christus? En hoe kan ek my nader daaraan kry? En dan begin mens daai goed fix. En belangrik om te onthou is, daai moet aanhou al is jy in 'n verhouding. As jy gaan ophou in jouself en daai selfanalise doen, dan jy kan in 'n verhouding, dan gaan jy eintlik die ander persoon terughou, maar jouself eintlik terug. En dit is waar mense se paai begin skei. Almal sê, of die mense hoor dit gereeld, hulle sê, ja, maar my maat het verander en ek weet nou nie heeltemal of dit nie persoon is die ek onthou nie. As ek dink by myself, ek sal so hoop, Jesus, die persoon nie verander het in 2 jaar nie, dan sal ek bekommerd wees. Maar dit is my nie gegee dat die persoon verander vir die beter. Yes, dis vir die gegee dat hy verander vir die beter. Maar mens moet aanvaar dat mens gaan verander en eintlik streef daarna om te verander. Yes. En die ding is, die lekker ding van 'n selfanalise is, ek nou dryf sig neer soos 'n swat in dit so Six Sigma wat nou in organisasies en besighede is dis uit en uit 'n ding van continual reflection op 'n proses, van kry 'n manier om te meet, okay, waar is die probleme, kom ons gaan fix dit. Okay, kom ons meet hom weer. Okay, waar is die probleme? Kom ons gaan fix dit. En dis dieselfde beginsel van dis nie groot ingrypings die heeltyd nie. Dis baie meer van 'n hier en daar is daar 'n groot ingryping, maar is meer net van 'n hier bietjie af, hier bietjie af, hier bietjie af. Dis baie meer, dis nie een groot verandering nie, dis 'n miljoen klein veranderingkies. Yes. En dit is waar ek sê dit is, maar dis 'n ding wat mens self verantwoordelik is
voor mense in 'n verhouding ingaan. Ek dink om daai habit te bou voor 'n verhouding is absolutely crucial. Yes. Want jy kan nie jouself in 'n verhouding laat gaan nie, want dan set jy dit net op vir failure. Yes. Nee, ek stem 100% saam en dit gaan nou mooi in ons single wees hier so wat ons laasweek Sondag het ons in die preek gehoor uit 1 Korintiërs 7 en dit is nogal ek dink nie baie mense is bewus van as jy 'n bietjie Bybel gelees het, is jy bewus van 1 Korintiërs 7 van Paulus wat sê hy dink is beter as niemand trou nie en as almal hulle toewy aan die Here en ten volle hulle koninkryk se doel vervul. Maar hy weet ook dat mense soos hy so sê as jy sukkel om jou begeertes te beheer, is dit beter vir jou om te trou. So ek dink daar's 'n paar verse wat ek wou aangehaal het, maar die een wat vir my nogals interessant was is hierso Kom lees van 'n stuk aan ons konteks. Ja, kom ons vat 'n stuk. So in 1 Korintiërs 7 die opskrif van die stukkie se naam is raad oor die huwelik. Nou Paulus sê hierso weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie vrou te en elke vrou haar eie man. So dis al eerste ding. Maar as ons afgaan, nou moet ek die regte stuk kry. So as ons kyk by vers 25, ek gaan nou van vers 25 tot ek dink 40 rondlees. So dis nogals 'n groot stukkie. So as jy jou Bybel het, maak hom oop by jou. Andersins luister maar mooi. Ek sal my mooi stem hierso nou uithaal vir julle. So van vers 25 sê dit: wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my eie mening as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is. Ek meen met die oog op die swaarkry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. As jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as jy 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe en ek wil julle dit bespaar. Ek bedoel dit, broers, die tyd is min. Van nou af moet die wat getroud is leef asof hulle nie getroud is nie. En die wat bedroef is asof hulle nie bedroef is nie. En die wat bly is asof hulle nie bly is nie. Die wat iets aankoop asof hulle dit nie besit nie. Ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie. Want hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verbygaan. Ek wil hê julle moet vry wees van sorge. Die ongetroude man gee aandag aan die dinge van die Here, aan hoe hy die Here kan behaag. Die getroude man gee ook aandag aan die dinge van die wêreld en aan hoe hy sy vrou kan behaag, en sy aandag is verdeel. Ook die ongetroude vrou en die jong meisie gee aandag aan die dinge van die Here, om na liggaam en gees aan hom toegewy te wees. Maar die getroude vrou gee ook aandag aan die dinge van die wêreld, aan hoe sy haar man kan behaag. Dit alles sê ek vir julle eie beswil. Ek wil julle nie aan bande lê nie, maar ek wil hê julle moet in eerbaarheid lewe en in onverdeelde toewyding aan die Here. As iemand meer dat hy teenoor sy verloofde onbehoorlik behandel het deur nie te trou nie, en sy begeertes te sterk word, en hy voel dit hulle behoort te trou, laat hom doen wat hy graag wil. Laat hulle gerus trou. Dit is nie verkeerd nie. Maar as iemand in sy eie gemoed oortuig is dat hy nie moet trou nie, en hy nie onder enige dwang verkeer nie, maar volle beheer oor sy eie wil het, en hy by homself besluit het om nie te trou nie, doen hy 'n goeie ding. Dis hy wat met sy verloofde trou doen goed. Wie egter nie trou nie, doen beter. 'n Vrou is aan haar man gebind, solank as hy lewe. As hy sterwe, is hy vry om te trou met wie sy wil, mits dit met 'n gelowige is. Tog is hy na my mening gelukkiger as hy ongetroud bly. En ek dink dat ek ook die gees van God het. Dat is 'n baie interessant stuk en ek dink die een ding wat ek daaruit uitneem is kyk, ons is nou baie simpel ouderdom wat die oumas, die tannies, die almal hoor by jou, weet, luister, wie is nou die meisie in jou lewe? Of as jy nou 'n meisie is wat luister, wie is die ouetjie in jou lewe? Ja. Maar daar's ek dink vir my die groot ding wat ek daaruit uitneem is as Paulus vir hulle sê, moenie onder die peer pressure val van jy het iemand nodig nie, net omdat almal anders trou, beteken nie jy hoef te trou nie. Wees okay daarmee, want ek dink mense het beide nodig. Mense het mense nodig wat in huwelike moet intree om kinders te kry en so eintlik die koninkryk te bevorder. Daarom dink ek ook mense nodig wat net sê ek wy my hele lewe aan die Here, ek gaan nie trou nie. En ek dink dit is ook soms nodig. So dit is my interessante ding wat hy daar sê en ek moet sê ek stem met hom baie saam is as jy nie voel jy's geroep vir 'n huwelik nie, dan dis ook okay. Jy's nie soos in die serious odd one out nie. Dis okay as jy in 'n posisie is dat jy voel en oortuig is dat ek is nie hier om
trou nie. Ja. En dis ook okay, dan wy jy jou lewe aan die Here en jy vind jou en jy dien eintlik die Here daardeur in plaas van die Here deur 'n verhouding te dien. Yes. Ek stem baie saam daarmee en wat vir my ook bietjie op lig of aan die lig kom aan hierdie deel is om waar hy in vers 32 sê dat mans moet as jy ongetroud is met alle toewyding jou lewe daarop rig om die Here te behaag. Nou ek dink as jou ek dink daar's nog nie episode verby wat ons nie van Bybel lees en bid. Dat ons nie daarna verwys nie, so weer eens. Dis belangrik. Dit is soort van belangrik as jy nie agtergekom het nie. Maar dit is hoekom as jy jou woord lees en tyd in gebed met die Here spandeer, ek dink as jy besef die grootheid en die perfectness van die Here en die holiness van die Here, dat dit vir jou 'n groter eer sal wees om jou lewe af te lê vir hom en alles te fokus om hom die eer te bring en hom te behaag, eerder as wat jy fokus daarop om in 'n verhouding te kom en om bedoeling, om purpose en vervulling in daai verhouding te kry. So wat ek probeer sê daarmee is dat soos Paulus sê, dit is nie verkeerd om nie te trou nie, en is ook nie verkeerd om te trou nie. Maar as jy 'n beter beeld het van God, ek dink dit gaan vir jou eerstens, jy gaan nie so uitwees daarop, jy gaan nie dink jy kan nie lewe sonder daarmee om te trou eendag nie. Jy gaan besef, hoorie, ek word soos jy gesê het geroep tot 'n higher calling. Ek word geroep om my volle aandag net aan die Here te gee en my tyd en my energie en my wese totaal en al in toewyding aan hom te gee. So dis iets my want ons weet Paulus het regtig 'n diep kennis van die Here se hart gehad. Hy het 'n diep kennis van God se hart gehad en hy was in gemeenskap met hom gewees konstant. En hierso sê hy dink is van mening, hy is van mening dat dit beter is om net met toewyding aan God te lewe. So ek probeer nie sleg praat op mense wat wil trou nie. Ek dink jy is meer gemaklik met die keuse om miskien nie in 'n huwelik in te tree en jy is dalk meer, ek dink jy verstaan wat ek bedoel? 'n soort van. Alright, ek sal hom nou probeer hierso by mekaar bring. So as jy jou godsbeeld deur die woord gevestig is, dit gaan vir jou 'n groter eer, jy gaan die erns daarvan besef dat jy het nie 'n verhouding nodig om vervul te word nie. Met dit gesê, jy sal meer content wees met as dit nou so is dat jy nie moet trou eendag nie. Mening dat jy dan daarna in volle toewyding aan die Here kan leef en ek verloor my train of thought hier, Johan. Sover ek dit nou verstaan is dat my 'n paar gedagtes by my opgekom. Die een is, as mens nie 'n verhouding is nie, is dit 'n ongelooflike geleentheid ook. Dit is 'n geleentheid om al mens energie wat mens aan die verhouding sou bestee, aan mens verhouding met die Here toe te staan. Want dis die realiteit van die saak. As jy 'n verhouding, sê maar jy het, daar's seker goed wat soveel tyd in mense dag vat en dis kan 'n fix. Jy kan nie rondom dit werk nie. Maar jy mens het sê maar net 4 ure spare dag wat mens vrye tyd het. Dis jy 'n verhouding of iets is, dan gaan sê maar 'n ure dag daarna. Ja. Maar as jy nou nie in 'n verhouding is nie, is dit 'n ongelooflike geleentheid om 'n ure dag ekstra te hê om aan mens verhouding met die Here te spandeer. Die ander ding waarna ek gesit dink het was, jy nou die einde noem, is net ek my train of thought hier. Dis eksamens mense, asseblief kat ons 'n bietjie slack hierso. Dis die laaste ding wat jy gesê het, dit was Dit was as jy jou God speel. Dit was 'n ander gedagte wat gehad het is, kyk, ek is nog heeltemal te jong om in so 'n scenario te wees, maar as jy nie gaan in 'n posisie wees wat jy in al die tye wat jy nie in 'n verhouding is nie, dink ek is mens dit veral belangrik. Jy mag geleenthede te gebruik om se hele lewe aan, mens moet eintlik altyd jou hele lewe aan God wy, maar daai ekstra energie te spandeer aan mens verhouding met die Here, want wat as dit gebeur dat jy net nie 'n vrou of 'n man kry nie? Ja. Okay, ek is nou heeltemal te jonk om in so 'n posisie te wees, maar dit voel vir my, dit kan nie onmoontlik wees dat jy op 50 opeindig net nie 'n man of vrou nie en dis net jy. Ja. Dan is dit nogal regtig belangrik om
okay te wees op jou eie en regtig die tyd al in te gesit met verhouding met die Here, want anders te begin dit baie alleen. Ek kan baie alleen raak, want dan jy in daai tyd miskien jy al ouer verloor of nie meer oupas of oumas nie, het basically geen familie meer nie, en omdat jy nie jou eie familie het, begin dit regtig alleen raak. En ek meen die enigste manier om eintlik rondom dit dan te kan werk is om 'n regtig goeie verhouding met God te hê. Ja. Ek bedoel ek weet God sê natuurlik dat dit is nie goed om mense om alleen te wees nie. Dit is vir my vir Adam Eva gemaak het in die begin. So ek dink dit is ons hoef nie te worry dat God ons alleen wil hê in die lewe nie. Dit is ek dink God se hart is in daai sensie anders te hoekom sou hy dan vir Adam 'n vrou gee. Ek dink is goed vir ons om weer eens dit is 'n ander topic dink om community te hê en ingeskakel te wees oral. Maar as ons nou terugtrek tot verhoudings, dit is nie ons kom weer ek bring dit heeltyd terug hierso na vervulling, dat jy gaan nie vervulling kry in die verhouding nie. Dit is wat ek dink ons basies by probeer uitkom. En in daai vrye tyd wat jy nou het wat jy nie in 'n verhouding is nie, maak seker dat jy kry jou vervulling in die Here. Maak seker jy spandeer tyd in gebed, soos ons baie oral gepraat het op hierdie podcast. Gaan spandeer tyd in die woord, leer die hart van die Here ken, leer sy stem ken. Mans, en ek dink dit is veral belangrik vir ons, want ons word die doel gegee, as ons later gaan kyk in Efesiërs, dat ons is die headship van die huis. Ons lei ons vrouens onder die leiding van Christus, en as jy nie Christus se stem ken nie, as jy nie God se stem ken nie, hoe gaan jy die huis kan lei in daai rigting? So, in jou tyd van single wees, in jou tyd dat jy nie in 'n verhouding is nie, soos Johan sê, leef met volle toewyding aan die Here, leer hom ken, en as die Here jou seën met daai vrou, of vrouens, as die Here jou seën met daai man, maak seker dat wanneer daai man kom, dat jy nog nie gereed is, en dat jy in 'n posisie is wat jy na jouself kan kyk en dink, wow, okay, as 'n man, ek is gereed om nie net 'n vrou onder leierskap van die Here te lei nie, maar ook om 'n gesin eendag onder die leierskap van die Here te lei. Is ek in daai posisie? Nou, dis nou maklik, dis dalk vreemd vir ons wat nou so jonk is om dit te sê, maar as jy op dates gaan en jy soek 'n meisie wat ook al sonder met die einddoel om eendag te trou, dink ek mos jy jou tyd persoonlik, want ek dink is redelik obvious hoekom jy jou tyd mos, maar net om dit te noem, dis weer eens daai ding wat ons sê het van jou alleentyd met die Here, jy vir hoe daai tyd met die Here kan spandeer, om eerstens daai man te word vir die vrou wie God jou uitgestem het vir eendag. Dis die eerste ding. Jy is besig hierso om, hoe kan ek sê, dit is ook belangrik, my ma sê altyd vir ons, dit is belangrik om jou hart te beskerm, want jy wil nie damaged goods eendag bring na jou toekomstige verhouding nie. So, nou is jy in hierdie verhouding wat nie regtig vir jou bedoel is nie, wat jy nie regtig nader trek aan die Here nie. Dit doen tog bietjie skade, ek sê nie die Here kan dit heel maak nie, maar doen tog bietjie skade en bring tog bietjie goeders in daai nuwe verhouding in wat jy intree. So, wanneer jy nou ek wil nie sê, wanneer jy nou soek vir jou meisie of jou man of jou vrou, dink ek is belangrik om met die intensie in te gaan dat, hoorie, kan ek eendag sien hoe ek met hierdie man trou. Jy hoef nie net op die spot te besluit, ek gaan hierdie man trou nie. Ek dink dit is, as ek nou met vrouens praat, dit is, ek dink nie dis die regte manier om te doen nie, maar jy moet tog, wanneer jy saam met hierdie persoon is, sien, hoorie, is daar 'n pad vorentoe saam met hulle. Moenie net daarso wees vir, hulle is vriendelik, of hulle maak my bietjie lag, en daai tipe goed, daar moet 'n rigting wees, dink ek. Ja, ek het een laaste ding voor ons nou oorbeweeg, want jy het nou eintlik hier begin met dat ek so sê is na die tweede fase van hierdie podcast, maar voor ons daartoe beweeg is, eers moet ek sê, dit is nie binne mense beheer of jy iemand gaan ontmoet om 'n verhouding mee te tree nie. Dit is uit net in Here se hande. En ek dink gou mense dit besef eintlik tot mate beter, want anders is die scenario van as mens dit probeer binne mense beheer maak, gaan mens iets probeer forceer en dit vat bietjie daai natuurlike eintlik hoe dit self moet ontwikkel weg. En is ook dan gaan mens baie compromise op wat belangrik is. En ek dink dis nou eintlik waarna ons volgende deel oor gaan waarop jy ook nog geraak het, is van okay, as jy nou 'n posisie is jy besluit ek is nou reg vir 'n verhouding, mens moet nou
jy weet, begin besluit of jy saam met iemand wil wees, as jy sê jy gaan op die eerste date, weet waarna kyk mens nou? En dan het ook nie die naweek aan geraak, is belangrik om te kyk na die goed wat ewigheidswaarde het, en nie die goed wat gaan verdwyn nie. En sy het baie nice beeld ook gebruik van die wipplank, en dit ben vandag is al die goed wat gaan, maar dis eintlik ons laaste deel, dat ek die wipplank so dink. Maar waaroor dit gaan is, as jy nou in 'n posisie is, jy iemand moet kies, dit help nie mens gaan net, byvoorbeeld op die fisiese, of net daar aanvanklike spaak nie. Daar's baie ander goed wat mense nou gaan moet kyk, wat jouself gaan moet vra is ek bereid, as jy nog onseker is, daar's my 'n paar goed, die persoon het 'n goeie verhouding met die Here, mens skep vir jouself so lys, nie maar mens wandel bietjie saam met die Here, en jy vra vir jouself, weet, wat is nou, as ek nou eendag 'n vrou wil hê, weet wat se goed vir my belangrik is, en mens kyk daarna, dan weet mens, hierdie is regtig 'n goeie opsie, sal ek sê, dit is verskriklik maar 'n goeie opsie, maar met die intensie in te gaan, dat om so gou as moontlik of kop uit te trek, of te besluit, ek steek hierby vir altyd. Yes. Dat mens daai besluit so gou as moontlik maak, want anders as jy sê, mors ons mekaar se tyd, en mens doen ook, die moontlike skade wat mens die ander persoon kan aanrig, is baie groter. So as mens besef dat hierdie verhouding is miskien nie goed vir my nie, hoe gouer mens dit stop, eintlik hoe beter. Yes. Dat mens nie die ander persoon, dat mens eintlik, hoe seer mens die ander persoon maak, so min as moontlik maak. Yes. En ekskuus, ek wil nou vir ons eintlik hierdie deel, want ons nou beweeg begin, hierso in Matteus 19. En dis eintlik wat ek vroeër vir Aubrey gesê het, wat vir my die amazing ding was. Dit was toe Jesus egskeiding aan sy disippels bespreek het. Nou, dis 'n kort stukkie, so ek gaan sommer hierso lees, is when Jesus finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea, to the other side of the Jordan. Large crowds followed him, and he healed them there. Some Pharisees came to him to test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?" "Haven't you read," he replied, "that at the beginning the Creator made them male and female, and he said, 'For this reason man will leave his father and mother, and he be united to his wife, and the two will become one flesh, so that they no longer are two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate.' Why then," they asked, "did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away?" Jesus replied, "Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard, but it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman commits adultery." The disciples said to him, "If this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry." Jesus replied, "Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs," en dan gaan hy so aan, maar die belangrike vers wat eintlik wil raak is, the disciples said to him, "If this is the situation between a husband and wife, is it not better than to not marry?" Ek dink dis 'n crucial ding om te besef, is daai erns van in 'n verhouding intree, van om te besef, daar's eintlik no backing out. Daar's en wanneer mens daai erns besef, dan is mens ook baie meer versigtig. Yes. As mense in 'n posisie is dat jy kan kop uittrek whenever jy wil, dan doen jy soveel tralrans as jy wil. Dit klink nou verskriklik, maar dit is net so, maar daar's nie konsekwensies nie, maar wanneer jy actually besef dat, luister jy het een pik in jou lewe. Mens nou probably persone wat tyd vir die tyd, maar wanneer jy op daai punt kom van, ek is nou rarig, of as jy nou klaar 'n verhouding is, en jy weet, kyk nou daarna om te trou, so, dan besef jy, ek het net een pik in my lewe. Is hierdie die regte pik? Ja. En dan wanneer mens daai besef maak, dan sit die dinge regtig in perspektief. Mense is meer versigtig. En dis ook 'n goeie ding, want wanneer mens dan 'n besluit gemaak het, weet jy, is klaar gemaak, daar's no going back, so jy moet nou die beste maak van wat jy
hier besluit Ja. het. En ek wil net een ding uitpunt daar, dit is baie belangrik wat jy ook sê, dit is wanneer jy nou jou toekomstige man of vrou kies. Daai is nou bedoel vir die huwelik. As jy nou in 'n verhouding is, beteken dit jy moet nou stiek in 'n verhouding, maar as jy in die huwelik is, Yes. dan moet jy wel. So dit is jy moet seker maak dat wanneer jy in daai verhouding is, jy moet soos die disippels dit besef het, die erns en die groot verantwoordelikheid wat jy het wanneer jy in die huwelik intree. Jy moet dit onthou, jy kan nie net intree in dit en dink, o, hierdie persoon gaan nou byvoorbeeld, ek dink dit taai meer ook weer eens my laaste punt, hierdie persoon gaan nou al my desires en al my needs hierso vervul. En dit gaan glad nie oor hoe ek hier kan dien of kan gee nie, dit gaan oor wat ek hier uit kan kry. En dit is nie hoe jy uitkyk moet op jou uitkyk daarop moet wees nie. Die huwelik is 'n groot verantwoordelikheid en dit is 'n baie belangrike ding wat God ons mee geseën het, want die huwelik gaan op die einde van die dag tog nie oor ons nie. Net soos dat niks in die wêreld eintlik oor ons moet gaan nie, gaan die huwelik nie oor ons nie. En Paulus beskryf dit vir ons vreeslik mooi in Efesiërs 5. Nou, ek gaan weer eens dele uithaal hierso, maar en ek gaan terugkom na hierdie vers toe later, maar vers 21 van hoofstuk 5 sê: "Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig." Nou daai is 'n vers wat ek gaan pin. Onthou hom, ons gaan terugkom na hom toe. Nou, hier is die verantwoordelikheid wat Paulus uitlê vir die Efesiërs op die oomblik, maar dit ek dink is van toepassing op almal van ons vandag. Van vers 22: Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy. En dan gaan hy bietjie aan en dan sê hy later: die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos dit Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. En dan haal hy daai vers uit wat Jesus ook nou gequote het in die deel wat Johan vir ons gelees het. En Paulus sluit dan af met: elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Nou, weer eens die verantwoordelikheid wat Paulus daar so uitbeeld, dink ek is my super belangrik is. Ek gaan maar eers kyk na mans, want ons is mans, believe it or not. So, as dit kom by mans, jy moet daai vrou so lief hê, soos dat Christus die kerk lief gehad het. Nou gaan dink hy weet hy sê dit uit sy lewe afgelê, maar gaan dink aan die goed wat Jesus deurgegaan het vir sy kerk, wat hy deurgegaan het vir ons vandag. Daai unconditional sacrificial liefde wat hy vir ons bewys het, is wat die Here ons tot roep om vir ons vrouens te wys eendag. Daai gaan soveel verder as net die genot wat sy jou miskien kan verskaf, of die pleasures wat jy daar uitkry. Daar is soveel meer dieper verantwoordelikheid wat ons het as mans. En ek dink dit is, as jy nou na jou selfanalise toe kom, is dit 'n baie belangrike ding om na te kyk. Is ek in 'n posisie waar hy ook hierso weer in sê, is ek in 'n posisie wat ek gereed is om 'n vrou lief te hê en my lewe neer te lê vir haar, om haar te beskerm en vir haar op te offer? Is ek in 'n posisie waar, soos in vers 21 sê, vir haar te dien, leeg te maak van myself, nie vir myself te lewe nie, maar alles vir haar te doen? Ek weet dit is ook belangrik om na jouself te kyk in die verhouding, maar die deel wat hierso sê is, jy offer op vir hierdie vrou, jy offer alles op vir haar. Dit is nie, it is not put lightly, dit is 'n groot verantwoordelikheid. So as man dink ek, moet jy dink, is ek gereed vir daai verantwoordelikheid? En dit is nou as jy nou kyk na die huwelik natuurlik. En as jy nie is nie, maak seker jy kom in 'n wil trou, maak seker jy kom in 'n posisie waar jy dit sal kan bied vir jou vrou. En as ons dan kyk na vrouens, is jy bereid om onderdanig te wees aan jou man? Nou natuurlik, dit sê ook vir mans dat ons moet aan mekaar onderdanig wees, maar Paulus sê dan nie, jy moet aan jou man onderdanig wees, soos wat Christus aan die kerk onderdanig was. Ja? Net soos jy aan die Here onderdanig is. En ek dink baie mense het vandag 'n negatiewe konnotasie aan onderdanig wees. En veral as dit nou kom by vrouens, want hulle sê nee, dit is soos ek dink jy het my voorgesê, is hierdie dictatorial verhouding hierso wat gebeur, wat die man sê net vir die vrou, doen die, en sy sê ja meester, en sy doen dit ook, want dit is glad nie wat dit bedoel nie. Onderdanig te wees
weer eens dink ek 'n goeie voorbeeld, Jesus en God. Jesus was op aarde onderdanig gewees aan God, maar vandag sê ons Jesus en God is een. Dit is ewe belangrik. Die een is nie belangriker as die ander nie. So, as jy dan sê om onderdanig te wees aan jou man maak jou minderwaardig, sê jy dan basies in essence dat Jesus was minderwaardig as die Here, as God gewees, die Vader. En dit is 'n leuen. So, as jy daai image van onderdanig en submission in gedagte hou, dink ek dit maak dit ook bietjie makliker en bring ook meer vreugde. En dan om ook te onthou mans, dat jy moet ook onderdanig wees aan jou vrou. En ek dink Johan het 'n nice image wat hy daarso wil uitbeeld vir ons rakende die onderdanigheid. Ja, ek kan net presies te onthou wat ek voor die tyd gesê het, maar ek gaan maar net onthou wat ek nou aan sit dink is. Dis waar Sanrio ook die hele verplankdeel besef het, eintlik geskep het van as jy onder is, die ander persoon nou bo. Jy kan eintlik net of jy sit nou bo, jy kan net eintlik die ander persoon ophef deur self te submit. En met die genot, maar die verhouding is daar heeltyd so op en af van 'n wipplank, van die een wat submit vir die ander om die ander een op te lig, dan die ander een wat weer submit vir die ander een om daai een op te lig. En dis die amazing ding, en dis ook wat toe Jesus in die kruis vir ons gesterf het, dat hy sy lewe vir ons submit. Hy het dit oorgegee en dit prysgegee, en dis uiteindelik 'n submission van sy lewe vir ons. En as soos dit staan in Efesiërs, dit is man sê julle vrouens lief soos Jesus die kerk lief gehad het. Dis waar daar staan. Yes. Spannend, okay, cool. Maar selfde beginsel daar is om jouself ook te submit vir jou vrou. Dit is nie net 'n one-sided ding nie. En wat is die tema was gelyk is ook, maar dit is mense in 'n huwelik is mense gelyk. Ja, die man lei die huwelik, maar sy insette tel net soveel soos die vrou se insette. En hy gee net so, ek nie sê gee van homself prys nie, maar submit net soveel van homself om vir haar op te bring en haar te dien, net so sy van haar submit om hom te dien. En is eintlik daai mutual dien. En die amazing ding is dit raak na wat ons vroeër ook gesê het, van eintlik om okay te wees met jouself is, jy kan iemand anders dien as jy nie iets het om te gee nie. En jy moet eers in jouself werk, dat jy genoeg het vir jouself en het om te gee. Dan kan jy iemand anders dien. Yes. En dis waar dit inkom. So dit is eklies amper 'n goeie gauge voor mens nou in 'n verhouding tree is nie. So kyk na jou eie lewe en te besef, okay, as ek kyk na my daaglikse lewe, het ek genoeg? Is ek eerstens ook emosioneel okay met myself? Het ek nie iemand nodig om die hele tyd met sê, jy weet, positive reinforcement, dat ek net nie gang bly nie. Is ek okay met myself? En dan ook is dit in my daaglikse lewe operate ek so dat ek quite gemakkelijkly myself maintain, my lewe maintain. En dan miskien nog die extra het om vir iemand anders te gee. As jy in daai posisie is, dan kan jy begin kyk, okay, miskien is ek reg vir 'n verhouding, want ek het actually spare om te gee. Yes. Maar as jy gaan in 'n verhouding ingaan en jy flat spin net om gelyk te breek in jou daaglikse lewe, dan gaan jy te veel tap in daai ander persoon het. Miskien wanneer daai persoon 'n dag het wat hy nie het om te gee nie. Want hy nie om te gee nie. Hy het nou nog minder want hy moet vir jou gee. Jy verstaan, en dit werk nie. Yes. Nee, ek dink dit is belangrik. Ek dink ons sirkel bietjie terug na die begin toe, maar ek dink dit plaai tog aan by die verantwoordelikheid. Daar's 'n gesegde wat half sê dat don't go shopping when you're hungry. Don't go grocery shopping when you're hungry. Moenie wanneer jy alleen is en wanneer jy miskien oorkom word met begeertes of goeders, nou dink, nee, jy het nou verhouding nodig om daai goeders te vervul nie. Dit is nie wat jou stap moet wees in daai opsig nie. Kyk, daar is niks verkeerd daarmee. Dis soos Paulus sê, daar's niks verkeerd daarmee om te trou. Ek dink nie daar's verkeerd daarmee om te begeer om te trou eendag of om 'n vrou te hê of om kinders te hê. Ek dink dis baie mooi en ons wil ook net sê, ons praat nie nou hierso uit, ons is nie teen verhoudings hierso nie. Ons verhoudings is een van die mooi goeders wat die Here geskep het tussen man en vrou. En as dit reg gedoen word, is dit mooi en is heilig en is perfek. Maar jy moet eers reg wees met jouself. Jy moet nie dit gebruik as 'n verskoning of as 'n oplossing om jou alleen wees of jou begeertes te vervul nie. Okay, verhouding bied 'n amazing geleentheid
en ag ek my meeste wel 'n paar keer daar gepraat, dit is 'n amazing geleentheid van jy het jou eie worstel en selfrefleksie met die Here, maar dit is ook 'n dis as iets amazing staan om iemand anders, 'n persoon se opinie ook te hoor. Want kan eintlik uit liefde vir jou kan sê okay, maar luister ek net 'n bietjie daai anders doen. Ek dink dit kan jou beter maak en dit gaan uit en uit oor dit kom uit liefde uit en dis 'n amazing ding dat 'n verhouding is 'n geleentheid waar die individueel saam met die Here kan worstel. Maar hulle kan ook saam met die Here worstel om mekaar beter vir mekaar te maak en net beter te maak in general. Yes. En dis baie nice. En baie keer 2 heads are better than one. As jy 2 mense het wat na een probleem in die geval wat nou die probleem is maar 'n persoon, maar een individu kyk, dan gaan jy meer insette kry en meer geleenthede vir verbetering. En dis net maar dis ook Sandra het dit ook genoem is jy het iemand nodig en as ek nou sê jy het iemand nodig, jy self moet ook iemand wees wat bereid is om te verander en om te kan afsny wat afgesny moet word. Want jy gaan nie sy het ook al gesê van jy gaan nie ek soek iemand wat my gaan aanvaar vir wie ek is. Nou daai exercise werk nie lekker nie. Want nee Peterson miskien 'n bietjie erg gesê, maar ons begin nie baie goed af nie. Ons moet redelik aan onsself werk om ons beter te maak, maar dit is so. Dit is rarig so. Mens gaan moet verander en as jy nou eintlik dit sou nie vroeër, maar as jy nou iemand moet kyk met wie jy 'n verhouding intree is, dis soek vir iemand wat bereid is om te verander. En dit is waar ek sê dit eintlik die hele gesprek gaan dit met die konstante gegewe dat verander verwys na verander vir die beter. Sê dit net weer, maar dit is so, maar jy het iemand nodig wat bereid is om te verander, maar mens moet self ook bereid is om te verander. En as jy nie op 'n posisie is wat jy sê, okay, ek is op 'n punt dat ek kan kritiek vat van iemand wat lief is vir my en nie gaan emosioneel raak nie en rasioneel kan bly en kan dink en sê, okay, ek dink ek kan iets aan doen. As jy nie op daai punt is nie, dan dink ek moet maar nog 'n bietjie wag. Yes. En ek dink ook baie belangrik om te onthou ook in 'n verhouding is julle moet mekaar meer dryf en motiveer om in die beeld van Christus te lewe. Dit is die belangrikste ding. Dit is ook een van die groot dele van die huwelik en die doel van die huwelik. Jesus sê in Matteus, ek gaan nie nou vir julle kan sê presies waar nie, maar daar het iemand hom kom weer vasvra oor as die oudste broer trou met 'n vrou en die oudste broer gaan dood, dan trou die tweede broer en hy gaan dood. En dan gaan dit nou al die pad af, wie gaan dan met hierdie vrou getroud wees in die hemel? En Jesus het net basies baie duidelik gemaak dat in die hemel gaan dit, ek dink is vir ons baie keer mooi om te dink dat ons byvoorbeeld oumas en oupas is saam in die hemel en wat ook al. Maar Jesus het half net probeer uitlig dat jy gaan alleen voor God verskyn eendag. Wanneer jy jou tyd op aarde op is en jy gaan op en jy is voor hom vir judgment, jy gaan alleen voor die Here moet staan. Jy gaan nie saam met jou vrou staan, jy gaan nie kan wys hoor nee, sy het my maak hierdie goed doen of sy het my in hierdie pad aflei nie. Nee, jy gaan alleen voor die Here staan en sy gaan ook alleen voor die Here staan. En julle doel op aarde as julle saam is, moet om mekaar te dryf tot die punt waar julle eendag voor die Here kan staan en kan sê Here, ek het my taak op aarde vervul. Ek het u wil uitgeleef en ek was gelukkiger en meer doelgedrewe as wat ek ooit sou wees sonder u. En dit moet jou doel wees. Dit moet jou doel wees vir jou partner. Jy moet die beste wil hê vir jou partner en die beste vir hulle is om, soos jy vroeër gesê het, om ewigheidswaarde in ag te neem. Jy moet hulle laat streef daarna om hulle ewigheidswaarde ook in gedagte te hou. Ja, ek wil nou hier vir 'n kliseë gesprek ook vir 'n ander dag, nie, maar ons kan vinnig aan raak. Jy gesê het van jy gaan op jou eie, jy weet, jy gaan nie saam met jou spouse daar, jy weet, saam verduidelik vir julle sondes nie. Die van julle wat single is, jy sê julle movie om te kyk, die van julle wat nie single is nie, kry die popcorn, dis 'n goeie date night movie, is The Kingdom of Heaven. Ek het jou nou die dag daarvan vertel, dis fantastic. Ek dink jy is op Netflix nie, maar ja, julle sal liewer skryf. The Kingdom of Heaven. Maar wat hy gesê het is, hy het nie eenheid skaap gespeel. Sê vir hom, when you stand before God,
you cannot say, but I was told by others to do this. Dis uit en uit waar. Jy kan nie die maar ander het my gesê die kaartjie trek nie. Dis baie belangrik om te besef, maar dit sluit nie nou heeltemal van my by die verhoudingsding wendig so baie aan nie. Ek dink ja, dit is ek dink dit kom meer by as jy nou in 'n posisie is van waar jy miskien wil vorentoe beweeg met iemand of jy is in 'n verhouding op die oomblik. Dink by jouself, is hierdie persoon besig om my meer na die Here toe te lei of my weg te lei van die Here af? En as jy nou dink daaraan om in 'n verhouding te tree, dink aan. En dink Sandra het ook gister aan die einde daarvan gesê, gaan hierdie persoon my help groei om meer in die beeld van Jesus te lewe? Het hulle verhouding met die Here? Gaan hulle my laat streef so intoe? As nie, heroorweeg jou opsies. Om dit rigting te stel. Dink weer daarna, want dit is 'n baie belangrike besluit, want hierdie affekteer nie net jou nie, dit affekteer die persoon wie jy in verhouding tree ook. Ja, agterkom is baie moeiliker om nee te sê as om ja te sê. Maar ek dink dit is baie, dit is mense is baie, mens wil nie mense teleerstel of seermaak of so nie, maar ek dink in daai opsig is dit partykeer makliker om te besef dat ek sê wanneer jy plak moet trek, hoe gou jy trek beter nie, maar hoe gou die mense trek beter. En dink ook om as jy net in 'n verhouding begin en na begin klaar goed, dat mens van die begin, ek sê van die begin af, dat mens moet besef dat dit partykeer moet mens veg om iets te maak werk, maar partykeer as dit te gou te veel van geveg is, dan is dit miskien beter om die blou te trek. En veral as dit 'n scenario is van die een persoon trek jou na, die een persoon is in 'n posisie van hy wil regtig worstel met die Here en hy wil 'n goeie verhouding met die Here bou, maar sy trek nie heeltyd af en sy het nie daai verhouding met die Here nie. Om te verwag van die een persoon om eintlik verantwoordelik te wees vir sy eie wandel met die Here en 'n wandel in die Here met 'n ander persoon te begin, dis ook vir my bietjie onrealisties. En dan niks mens in so 'n scenario is mens baie versigtig wees om te lank daar te bly, en dan sit mens in 'n scenario van gelowige wat eintlik getroud is met 'n ongelowige, en dit van ek weet nie of dit kan werk nie. Maar dat mens die plak trek wanneer dit getrek moet word. Maar dis ook wat ons vroeër gesê het van as mens daai erns besef van okay, die disippels reaksie van was nie net exactly beter om nie te trou nie, maar as mens daai besef het, kan mens dink okay, daai terug van een pek, dan moet mens regtig goed kies. En dis ook 'n ding van ek dink as mens daai het gesê van die honger gaan inkopies doen, maar dis uit en uit so as jy in my ervaring uit die mense wat beslik sê goed en reg gekies het, is hulle was in 'n posisie dat hulle nie verhoudings gesoek het nie. Hulle het letterlik net aangegaan met hulle lewe. Hulle was nie op soek na verhouding nie en hulle het 12 net persoon raak geloop. En ek dink dit is as mens op 'n posisie is wat mens nie soek na verhouding nie, is mens op 'n mate op die regte spot. En dis ook wat ek vroeër gesê het van dit is nie binne jou beheer om 'n verhouding te kry van 'n persoon te ontmoet nie. Wanneer dit gaan draai force, gaan mens eintlik die Here se hand probeer force en ek weet nie of jy vorige goed gesê van jy wil nou jy sê vir my wil 'n fight pick met die Here. Good luck. Maar dit is uit en uit so wanneer mens dit suits probeer force, is dit nie altyd die regte approach nie. Ek dink dit is waar mens op 'n posisie wees dat jy net kan aangaan met mens eie lewe en mens kan daai uit en uit surrender aan die Here en weet hy gaan daai keuse vir my maak. Yes. Jy het nou 'n hele klompie gedagtes in my kop gesit, so ek gaan by hulle probeer afkom en as jy dan daarna nie ietsie het nie, dink ek probeer ons dit mooi tot 'n conclusion bring. So die eerste ding wat jy vir my wat jy genoem het van wel wat ek nou onthou is, 'n ding van hulle daai verhoudings gekry het hulle nie daarvoor gesoek het nie. Nou ek het daar's 'n prentjie in my kop, maar daar's ook 'n quote half wat ek ook iewers gelees het dat jy moet met sulke naaiwer agter die Here aanhardloop en dan as jy iemand sien wat met dieselfde spoed hardloop, dan weet jy daai is die persoon wat jy miskien die lewe mee kan intree. So hou jou fokus op die Here en as jy sien hier's iemand langs jou, hulle hou aan selfde spoed, selfde trant, dan is dit dalk dis al 'n goeie opsie. Ek dink dit sluit aan by wat Paulus in 2 Korintiërs sê van equally yoked wees. Nou, ons weet natuurlik hoe 'n juk werk as jy sit dit op die nekke van die osse en hulle het aan die veld geploeg. En as die een os bietjie korter was of kleiner was of stadiger was as die ander een, dan het dit
die broek skeef getrek, want nie in reguit lyne die in die taak wat hulle onderstel was om te vervul, was nie behoorlik vervul nie, was nie reg gedoen nie. En as jy nou, weer eens soos jy gesê het, as die persoon jou wegtrek van dit, julle is nie equally yoked nie, julle is nie soos die ook gesê het van gelowige en ongelowige. Dit is al ook 'n great plek om te kyk. Stem julle waar is een? Is julle in verhouding met die Here? Loop julle met dieselfde toewyding en dieselfde spoed agter die Here aan? En dis nou waar die quote van die hardloop julle dieselfde spoed agter die Here aan. En mans, 'n ding wat ek nogals kan voorstel om uit te kyk of in gedagte te hou wanneer jy agter 'n vrou aanhardloop, is hierdie quote wat ek so jaar terug gelees het. En dit sê, a woman's heart should be so hidden in God that a man has to seek him first to find her. En dit is, ek dink, 'n great maatstaaf om te hou, want in daai proses hardloop jy gaan agter die Here aan, jy leer sy hart ken, jy verstaan hom ken, en dan, soos dat jy die Here beter leer ken, en dit is een van jou gebedsversoeke, en dit is ietsie wat jy begeer om te trou eendag, sal die Here jou uit sy genade uit miskien seën met daai vrou wat se hart so diep in syne weggekruip is. En dit is al, ek voel nie dit moet jou rede wees vir hoekom jy agter die Here moet aanhardloop nie, maar ek dink baie mense, ons moet maar eerlik wees, spring in verhoudings met die Here, of in verhouding met die Here, met die doel om 'n goeie vrou en 'n goeie huwelik te hê eendag. Anyway, dis 'n ander topik, maar equally yoked, dis belangrik vir 'n maatstaf. En dan kan ek maar probeer afsluit, Johan, as jy miskien wil help hierso. Ek het afsluit. Ja, jy kan, ja, kom goed. Okay, great. Ek sal afsluit vir ons. Yes, Okay, cool. gooi hom vir hom. Ek wil een laaste ding bysit hier voor ek afsluit. Ek het laas ook nie self gesê van, ek kan dit ook weer vir my sê, want dit is my 'n fantastiese metafoor eintlik van, as jy twee mense het van dieselfde punt toe beweeg, gaan op stadium by mekaar uitkom. En maar die meeste in 'n huwelik is dat dis soos om 'n sirkel te hê wat beide om die punt hardloop, maar as jy sê hulle hardloop nie dieselfde spoed, maar hulle kom nooit mekaar uit nie. Maar die eerste manier hoe dan mekaar gaan uitkom is beide kleiner sirkels na die middelpunt begin hardloop. En wanneer beide 'n man en 'n vrou, wanneer mens in 'n verhouding elkeen na die Here toe hardloop, mens kom nader en nader aan die Here, kom is eintlik omdat jy na dieselfde punt beweeg nader en nader aan mekaar. Yes. So 'n vinnige opsomming, sal ek sê, om nou af te sluit van die hele podcast, as jy iewers voel jy moet in chips skop met maar op die shin of iets. Eerste ding is eerste en wat ek sê nie die belangrikste nie, maar die beginpunt is om self te wandel met die Here en seker te maak mens is okay op jou eie. Dat jy in 'n posisie is wat jy nie voel jy is afhanklik van 'n verhouding vir jou eie geluk nie. En jy op jou eie kan aangaan dat wanneer jy sê die tyd reg is nie, maar wanneer die Here die persoon vir jou oor jou pad wil sit, jy sal reg wees. Want dit is nie in jou beheer nie, maar wat wel binne jou beheer is jou wandel met die Here. Dan, wanneer jy nou in 'n posisie is waar daar 'n potensiële geleentheid is, en jy weet nou nie noodwendig gekom het van die Here of nie, een van die plekke is maar altyd gebed, dit is waar mens 'n groot mens antwoorde kry. Maar die ander ding is om saam met die Here introspeksie te doen, en dit kan rarig klink verskriklik, maar 'n lysie opstel van wat soek jy, maar dit werk actually. Maar dit is 'n goeie manier om net mense gedagtes te orden van wat is die goed waarvoor jy wil uitkyk. En blou oë, bruin hare is miskien belangrik, maar dit is nie noodwendig, al die hare raak grys. Daar sê hy. Maar is om regtig te gaan kyk wat is die goed wat vir jou belangrik is, en wat is, as jy 'n verhouding met iemand wil bring, wat gaan maak dat daai verhouding hou, en hoe kan jy dit in die persoon sien? So nou het jy daai lysies, jy weet nou, jy's nou okay op jou eie, jy weet nou wat soek jy in 'n partner, en hoe om dit in die persoon te sien. En dan is jy nou, kom ons sê, jy het al daai boksies getik, jy is nou in 'n verhouding, is om uit en uit, net omdat jy nou in 'n verhouding is, beteken nie jou wandel met die Here moet stop en jou eie introspeksie nie. Dit bly net so belangrik soos altyd. En die ding is, beide kante doen hulle eie introspeksie, maar gebruik die geleentheid om saam ook introspeksie te doen, mekaar te vorm vir mekaar. En dis uit net waar vanaf. Yes. Jy kon 'n beter job doen as jy probeer dit nie, Johan. Okay, Dit was fantasties geweest. So mense, dit was 'n bietjie de mekaar geweest, ons het hier en daar 'n bietjie vasgehak en so. Hy het gecheat, hy het gepoos om te Nee. Ek weet nie waarvan hy praat nie. Maar
Ja mense, soos ek sê, ons is nou op die op die voet van 'n groot eksamen. Dis ons eindeksamen hierso nou by die NWU, by Potch. So ons gaan probeer die episodes nog uitbring en nog julle ten minste ietsie gee om na te luister en so, maar as dit bietjie min is of as ons gedagtes bietjie all over the place is, wees ons tog bietjie genadig. Ons probeer dit mooi inwerk vir julle want ons wil nie ophou leer nie. Ons geniet dit nog steeds so baie om te leer en ja mense, andersins was dit 'n lekker episode gewees vir my en Johan. Ons het dit baie geniet en ons sluit maar af met die met die common phrases van follow vir ons hierso, gee ons 'n rating, gaan deel dit met jou vriende. Ons het gesien, ons het 1% van ons audience kom uit Rusland uit. So hallo aan julle wat van daar af luister. Ek hoop julle verstaan ons mooi Afrikaans hierso. Maar ja, andersins mag dit 'n geseënde dag en 'n geseënde week vir jou wees en mag jy altyd die Here se liefde najag. As hy